Goeiedag en baie welkom tot die kanaal. My naam is Dominee Natasha Du Plessis en wat 'n voorreg om weer eens saam met julle te kan groei in die geloof en verhouding met ons God, ons Vader, Seun en Heilige Gees. Waar jy ook al vandag luister, by die huis, in jou motor, dalk alleen of saam met iemand, ek is bly jy is hier. Hierdie is 'n veilige ruimte om net vir 'n paar minute stil te raak en te luister. Vandag is die 3de Sondag van Advent, die vreugde Sondag. Ons steek die vreugde kers aan. Maar kom ons wees eerlik, vreugde is nie altyd maklik nie. Dit is ook nie altyd gemaklik nie. Party dae voel dit of ons meer dra as wat ons kan hanteer. En juis daar sê Advent vir ons, God is naby. Ja, vandag is die Sondag van vreugde. Nie die soort vreugde wat afhang van goeie nuus, bonusse, vakansies, die kinders wat mooi moet luister of die krag wat darm nie afgaan nie. Nee, Advent se vreugde is anders. Dit is vreugde ten spyte van, nie as gevolg van omstandighede nie. Dit is die vreugde van mense wat weet, God het hier ingekom, God is by ons, God loop saam. En vandag luister ons juis na die verhaal van Maria. Maria se lied vanuit Lukas 1 vers 46 tot 55, ook die Magnificat genoem, wat een van die groot vreugde tekste van die seisoen is. Dit is die wêreld se oudste revolusionêre vreugdeslied. Daar staan juis met die opskrif, die loflied van Maria. En Maria het gesê, ek besing die grootheid van die Here. Ek juig oor God my verlosser, omdat hy na my in my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal ek elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat hom eer. Kragtige dade het hy met sy arm verrig. Hoogmoediges in hulle eie waan het hy uitmekaar gejaag. Maghebbers het hy van trone afgerig, geruk en geringes verhoog. Behoeftiges het hy oorlaai met goeie gawes en rykes met leë hande weggestuur. Sy dienaar Israel het hy te hulp gekom deur te dink aan sy beloftes van ontferming, soos hy dit toegesê het aan ons voorvaders, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. Tot sover. As ons dink aan Maria, moet ons weet Maria was nie 'n belangrike persoon nie. Sy was nie 'n ryk of bekend nie. Sy was 'n jong meisie uit 'n klein dorpie. Sy het nie geweet hoe haar toekoms gaan lyk nie, net soos baie van ons. Sy het nie antwoorde gehad nie, maar sy het iets gehad. Sy het God vertrou en geweet God het haar. Toe God haar roep, het haar lewe skielik ingewikkeld geraak, volgens ons wese. Maar sy kan seker vrae gevra het, daar kon vrees wees, daar kon onsekerheid wees, maar tog begin Maria te sing. Want hierdie Magnificat is 'n lied. Maria sing nie omdat alles maklik is nie. Sy sing omdat sy ontdek het, God sien haar raak, God vergeet haar nie. God is besig om iets nuuts te doen, dat hy groter is as al die dinge wat moeilik is. Hy is die skepper van die hemel en die aarde. Sy sê juis, my siel maak die Here groot en my gees juig oor God, my verlosser. Met ander woorde, ek is nie alleen nie, God is by my. Maria se lied sê vir ons, God sien mense raak wat ander miskyk. God tel mense op wat moed verloor. God bring hoop waar dinge dood voel. So kom ek gee eerder 'n praktiese beeld. Dink aan 'n lantern in die donker. Dit maak nie die hele wêreld lig nie, maar dit gee genoeg lig vir die volgende tree. Maria se geloof was soos daardie lantern. Sy het nie alles verstaan nie, maar sy het genoeg lig gehad om vorentoe te beweeg. En dalk is dit waar jy vandag is. Nie met al die antwoorde nie, maar met genoeg geloof vir vandag. So as jy vandag moeg is, as jy onseker is, as jy wonder of God jou sien, dan sê jy Advent verhaal vir jou.
Jy is raak gesien. Jy is nie vergete nie. God werk ook in jou storie. Vreugde begin nie altyd maklik nie. En vreugde beteken nie alles is reg nie. Vreugde beteken God is hier. Sien nie hoop in dit. Want God roep nie altyd gekwalifiseerdes nie. Hy kwalifiseer wie hy roep. En jy is ook geroep. Kom ons bid saam. Here God, dankie dat U naby kom. Nie net wanneer alles reg is nie, maar juis wanneer ons onseker is. Dankie dat U gewone mense gebruik en klein oomblikke heilig maak. Steek ook in ons harte 'n lig aan. Gee ons genoeg geloof vir vandag, genoeg hoop vir môre, genoeg liefde om ander ook te wys van U, maar die vreugde om dit te deel. Ons vertrou onsself aan U toe, in Jesus se naam. Amen. Geseënde week en feesseisoen.